Dis maandag 3 Augustus 7:50 en in my virtuele ateljee advokaat Gerrit Coetzee. Gerrit, môre ek gaan jou eers inbring, ek gaan nou vir Aubrey inbring, ek wil net eers 'n bietjie met jou gesels. Dis soos wanneer jy by die sielkundige is en die sielkundige sê, mami, jy moet nou eers uitgaan, ons wil nou eers met Boetie gesels op sy eie. So, môre Gerrit. Goeiemôre en baie dankie. Dis advokaat Gerrit Coetzee wat so 'n bietjie van palawa veroorsaak in die laaste tyd toe daar 'n advertensie van hom in die Burger verskyn het waarin hy op soek is na 'n tweede bruid. En nee, dis nie al nie, hy bied 'n ruim vergoeding daarvoor aan wat hy intussen ook al verhoog het om sy erns oor die saak weer te gee. Gerrit, ek wil 'n bietjie met jou gesels daaroor. Kyk, ons het nou nie vir jou 'n girl nie, ons het nie vir jou vrou nie, maar jy kan dalk oorweeg vir 'n nalatenskap van 'n Afrikaanse nuuskanaal, aanlyn nuuskanaal. Môre, sorry, as jy nie vir my 'n geskikte kandidaat het nie, dan stel ek nie belang hieroor. Gerrit, kom ons begin by die vraag, hoekom? Die vraag het 'n hele paar fasette, en die een het gesterk bo op die ander ene, en ek dink ek moet jou die lang weergawe gee, as net om te spring na 'n kort ene, gegee die belang daarvan en gegee die gebrek aan kennis by die kommentators wat gesien het daar buite, of die bietjie wat gesien het, en het hierdie nou vir my proses geword ter opvoeding, en ek is dankbaar vir 'n plek en 'n forum soos joune, waar iets kan doen beteken vir die gemeenskap, ongeag van die onoorige en onkundige uitsprake wat gemaak is. So, laat ek begin by eerste jaar regstudies. As 'n student was ek al reeds daai stadium pretty much voor my klas van groep mense. Nou kom ek in jou Bybel sien ek so 19, as al een wet in die land wees, en daai wet sal vir almal in die land geld. Nou kom jy in jou regstudies en daar word in eerste oog veel geleer dat die huishouding is die fundamentele basis waarop 'n goeie staat gebou word. As jou gesin sterk, stewig en gesond is, dan is jou staat normaalweg sterk en gesond. Maar dan kom ek nou op my gekose vakke, en die een relevant nou dan later nou ook hierby is inheemse reg. Nou, inheemse reg slaan op ons reg wat die sake rondom die ander volke in ons land reguleer en vir hulle sekere toegewings en toelatings maak in hulle spesifieke situasie hanteer. So min ek hier nou weer 'n parallelle stelsel oor wat ons skrif sê. En nou waar ons familiereg van bepaal dat in hierdie geval 'n blanke persoon, dit word nie in blank uitgedruk nie, maar gegee die twee parallelle sisteme, sit ons in ons siviele reg met die bepaling dat geen persoon in die land kan twee burgerregtelike huwelike aangaan in die land nie, andersins is die kriminele oortreding wat vervolgbaar is onder bigamie. So die prentjie brand in ons agterkop al die jare. Verder in my lewe met verdere Bybel studie, kom ek agter, maar monogamie is nie die enigste huwelikstelsel in die skrif nie. Inteendeel, 'n ander prentjie word vir jou geskets dat daar is monogame huwelike verseker, dit is die mees natuurlike vorm van huwelike. Maar kyk ons nou al ons Bybelse figure en hulle wat ons in profete en konings vooraf gegaan het, en jy sien dat meerdere vrouens was vir hierdie mans gegee.
Jehovah self en ek onsself en dan mense soos Dawid geseën het en gesê het maar toe hy Uria laat vermoor het om vir Betsheba te kry, het God vir hom gesê, maar ja, as jy nie vrouens het nie, kan jy net van my gevat en ek sal nog vrouens. Jy hardloop deur die Ou Testament dan en saam met die Ou, net miskien hier vinnig sê op Ou Testament, dat baie mense dink dat die Ou Testament eindig in die einde van die Ou Testament begin by Matteus 1, wat nie korrek is nie. Die Ou Testament hardloop deur tot en met die kruisiging, die moment van die afsterwe van Yeshua. So enige persoon wat enigiets in die Nuwe Testament aanhaal, binne in die eerste 4 evangelies besluit, en van die ander val onmiddellik steeds ook in die Ou Testament dan, van die term Ou Testament, want daar's niks ouds daaromtrent nie. Dis die Eerste Testament, die Tweede Testament, en dan kom later nog ons Derde Testament. Maar so daar is daai situasie dan gehad. Ek wou nooit kinders gehad het nie. En enige wat my ken, sal dit weet, en ek het 'n kriebel aan onopgevoed en dis een van die redes wat my gruwel gegee die verkeerde woord. Eie kinders hê. En dan is daar 'n klomp goeders as 'n staatsaanklaer. Was dit my baie sleg om altyd beskuldiges in die bank te sien en te sê, maar jy weet, hierdie kind is groot gemaak deur 'n ouer met geen intensie om hierdie kind krimineel groot te maak. En tog hier staan die kind en tot wat 'n teleurstelling van daardie ma en daardie pa. So dis ding wat my verstaan het gesê, ek wil nie in 'n situasie wees dat eendag dat my kind sonder toedoen van my dalk in 'n situasie geplaas word nie. So daar was baie verskonings dat ek myself opgedis het om die kinders te hê nie. En ek was tot baie onlangs baie tevrede met my huwelik. Ek is tevrede met my nie kinderstatus en life went forward as normal. Toe kom ek was nou vir 2 maande oorsee redelik wyd moes reis. Ek was deur sekere lande om kliënte, saaiers, fabrieke en weer te gaan sien. En onder andere het baie gekruis in ons Japaneese skou met 'n Japaneese maatskappy. En dit het nou opgevolg met nog 'n vergadering binne in Johannesburg. En waar die samensmelting van ons 2 maatskappye bespreek was. En in die middel van die vergadering leen hulle oor na my toe en vra vir my, wat word van jou besigheid as jy afsterwe? Ek het hulle daai moment wat het dit julle te doen? Maar net as skerp gaan en ek het toe agterna baie geïnteresseerd die opmerking gaan navoer daaromtrent. En dit kom toe dat die Japaneese toe hulle begin het om met die Amerikaners besig te doen na die Tweede Wêreldoorlog, het laat tyd dat die besighede waar hulle met patriargte of mans dan besig gedoen het en die man is of ingelopend of hy het nie nageslag nie, dat die besigheid van daardie persone baie bankwaardig is in dat indien hy tot afsterwe kom, dan val die besigheid plat en die verhouding wat hulle met hom gehad het en sy besigheid gehad het, lei dan skade. So dit het toe vir my 'n bietjie tot nadenke gebring en saam met dit is ek ook deel van groepleiers op verskeie sosiale en politiese vlakke en die binne ons groepe het ons elkeen ons eie ideologie en elke een van die groepleiers het uitstekende modelle, uitstekende ideologieë om te sê wat is moontlik om dit wat gebrekkig is in ons huidige bestel te gaan verander om dit te maak werk. Maar nie een van ons kom om tot suksesvolle
maar dat om die ding aan die beweeg te kry nie. En met die laaste 3 maande op 'n soortgelyke vlak het ek begin die gedagte vorm dat wanneer ons kyk na die politieke stelsel in die land, wil almal sê ja, maar ons blankes moet een mag eendrag een mag hê en so gaan ons hulle oorwin. Het ek al 2 jaar terug gesê dat dit kan nie nie. So Ek wil bietjie vir jou ek wil jou bietjie wegvat vanaf die regverdiging daarvoor. Die doel van hierdie gesprek is nie om met jou te verskil oor die beginsel van 'n veelheid van vroue nie. Ek het egter 'n vraag of 2 oor die manier hoe jy dit gedoen het en die vereistes wat jy stel. Jy doen 'n openbare aanbod en dan vra jy spesifiek vir 16 tot 25. Hoekom so jong ouderdom? Is daar 'n kans vir maagde ouderdom? Maar 16 is bitter jonk. Okay, maar dis nie te sê daar gaan 'n 16 jaar wees nie. By die oomblik van jonkheid en ek plaas 2 vrae. Op watter ouderdom word 'n vrou toegelaat om te trou in terme van Suid-Afrikaanse reg en reg internasionaal? Nee, dit is inderdaad 16 jaar oud, maar Alright, so nou is die tweede vraag. Wanneer daai vrou op 16 toegelaat word deur ons om te trou, wat is die ouderdomsbeperking van die man waarmee sy mag trou? Die teenvraag is, en ek weet nie of jy nou in staat gaan wees om te antwoord nie, want jy het nou nog nie kinders nie, sou jy bereid wees om jou 16-jarige dogter vir so 'n transaksie aan te bied? 3 maande nee. Nou ja. As ek kan sien dat my kind in 'n stabiele finansiëel versekerde omstandighede ingaan, waar ek kan verseker dat armoede nie gaan probleme nie, sal ek dit in die aard van saak definitief oorweeg. Want die ou gesegde in my ouers se tyd was gewees, stap armoede by die voordeur in, stap liefde by die agterdeur uit. So mense onderskat die basis en die sekuriteit wat fisies in 'n stabiele verhouding kan verskaf. Maar sekerlik moet 'n mens kan onderskei tussen die emosionele en die menslikheidsaspek van iets soos hierdie in vergelyking met die finansiële transaksie daarvan wat dit stroop totaal en al van 'n respekvolle manier van doen. So is dit dan die vertreksbasis van daardie vraag dat die Bybel is onrespekvol en erken nie die volwassenheid van ons vroue nie. Jy sê jy's bereid om 'n 16-jarige aan te bied in so 'n transaksie, want jy gaan nog steeds moet toestemming gee as ouer op daardie ouderdom. Al is dit dan nou regtens 'n ouderdom waarop jy mag trou, gaan jy nog steeds die toestemming moet gee daarvoor. Met ander woorde, jy is dan aandadig aan daardie transaksie wat dan van menslike emosies, van menslike waardigheid 'n transaksie maak en dit stroop van enige waardigheid. Nee, ek verskil daarvan. Eerstens is dat ons praat nou seker maar van 'n vrou in enige verhouding of 'n monogamies of plurale huwelik, maak dit nie saak nie, die konsep dieselfde. Die rol van die patriarg, die vader van die huis, wat sy plek moet volstaan, is juis die deur om die kwaliteit van die persoon
wat betrokke is in dan hierdie verhouding te evalueer. Die pa is van 'n stand te sê, maar my dogter is nie nou gereed nie. Hierdie man is nie reg vir my vrou nie. En dan moet 'n ou ook in gedagte hou dat ek spring nou eintlik subject toe die oormatige fokus op 16 terwyl die ouderdoms parameters ingestel is tussen 16 en 25 en dan sit plus minus 25. So daar was net gesê pa voor 'n dag bring en dan inkom en sê maar ek wil graag 'n deel hier aan hê nie. Maar nietemin terug te kom na jou aspek rondom 'n transaksie. Maar ou kan 'n negatiewe spin daarop sit om te sê ja maar hierdie klink nou soos 'n transaksie. Ek stel nie die reëls op nie. Die skrif doen. Vader het die reëls opgestel. En daarin word bepaal dat die waarde van 'n vrou wat nou hier getermineer word as waardigheid weggeneem, is eintlik 'n ware toevoeging. Want dit bepaal dat my dogter is opgevoed in behore, dat haar maagdelikheid is beskerm en dat daardie waarde die gesin toekom van waar dit sy uitkom. Om die ding af te water as net 'n blote aksie. Doen dit as dit die persoon geval. Maar dit doen die afbreek aan die feit dat ons vrouens goedkoop gemaak deur toegelaat te word om soms saam met enige in die bed te spring en dit is aanvaar vir almal. Hy kan staap eers om homself 'n fiets te koop nie, maar is aanvaarbaar. Hy kan my dogter dek en dit is fyn. Dan word daar nie iets oor gesê nie. Maar wanneer daar transaksie kom, noem dit dan 'n transaksie, maar dit is 'n aanbod tot 'n verhouding om te sê ek ag jou waarde as vrou, as 'n reine persoon reg in stand vir vader. Dit is die equity wat daar geplaas word. En die waarde wat in persone geheg word, is nie iets snaaks nie. Die waarde van 'n rein is stellig sukkel silwer. En jy sal onthou dat ons Messia gekruisig is vir 30 sukkel silwer, want dit is die waarde van 'n man, sukkels. Vir 'n rein vrou 50. Vir 'n onrein vrou 0. So ons moet dinge in perspektief sien en dit is deel van my pleidooi vandag dat ons moet verby die dogma wat dis word terwyl ons gemene reg het wat ons lewens bepaal, ons het ons landswette wat ons regte bepaal en dan het jy nog jou gebruike binne in gemeenskappe. So nou kom die kanonieke reg wat eers hier in die 1530s tot staan gekom het en die kanonieke kerklike regte kom en probeer die Bybel oorskryf en sê nee, ons is die kerk bepaal dat plurale huwelik is nie geestelik gesond vir ons gemeenskap en vir ons dogters nie. Terwyl Vader gesê het, dit is wat ek wil hê vir my mense seën ek met addisionele vrouens en die ouderdom weet ons almal, daar's 'n natuurlike riglyn wat die hierbaarheid van 'n vrou bepaal en dis op die ek is geen voorstander van sulke jong huwelike nie, maar daar is 'n natural law wat ook hierdie ding voorskryf. En ek sien jy het 'n mooi jonger vrou. Wat sou die situasie wees as sy vir so 'n tweede man adverteer? En goeie vergoeding. Die beginsels is duidelik. Lewe ons onder die hand van die Bybel, wat ons riglyn is, of nie. As die Bybel 'n mens se grondwet is, en dit jou riglyn is, bepaal die Bybel, dat so 'n verhouding, polyandries met, van een vrou met meerdere manne is ongeoorloof en is sonde in die Bybel, uitdruklik so verklaar. Daarom is dit nie toelaatbaar nie. Maar polygamie vir 'n man met meerdere vroue word gereguleer deur die skrif. So die een is toelaatbaar en word geseën, die ander een is 'n sonde en ek is nie seker die mag dalk 'n gruwel wees, maar kom ons bang dit vir die oomblik en sê dit is 'n sonde. Dis die verskil tussen die twee. So nee,
sy kan nie aansoek doen vir 'n ander man nie. Dit sal ek kan dit nie toelaat nie met die skrif sê, want dan is haar sonde word my toegereken. Hoekom mag dit dan vir 'n man so geld? Hoekom laat die Bybel dan volgens jou toe dat mans meerdere vroue mag hê? Right, so dit is alles wat op die aarde gebeur is 'n weerspieëling van wat in die hemel wat op aarde toegelaat word is 'n weerspieëling wat in die hemel plaasvind. Hemelse Vader word beskryf as 'n polygamiese husband, 'n man. Husband in hierdie oomblik is die betere woord. Omrede hy dan verloof is met twee vroue, naamlik Juda en Ephraim, of dan die breë term Israel. Op die huidige stelsel word hy reeds gestel teenoor twee vrouens. En dan kyk ons na die einde van tye waar hy as in die gelykenis van die 5 maagde, 5 wyse maagde, dan trou met 5 vrouens, en dan heel aan die einde van die tyd tree hy in huwelik met elke persoon individu, en is hy dan die man van miljoene vrouens. So dit eenvoudig net 'n replisering, 'n goddelike bestel wat veronderstel is om te werk in ons lewens, maar wat deur buite bedruk word vir spesifieke redes. Gerrit, ek sukkel om te verstaan, ek hoop jy kan vir my dit beduie, maar hoe raak dit die waardigheid van jou eie vrou? Om bereid te wees om in 'n seksuele verhouding met 'n ander vrou in dieselfde huishouding te wees? My syne het bietjie weggegaan daarso, die eerste gedeelte van die vraag herhaal asseblief. Ek probeer verstaan hoe so 'n tipe verhouding, so nog 'n seksuele lewensmaat binne dieselfde huishouding die waardigheid van jou huidige vrou kan raak. Ek dink dit is miskien 'n baie belangrike vraag wat jy vra, en ou moet gaan kyk wat die daarvan is, en die teruggang in die huwelike kom van die feministe groep. Die feministe groepe is die enigste manier om 'n vrou, of een van die maniere hoe op 'n gelyke basis met 'n man te stel is monogame huwelik, want dan kom hy met al hierdie stories van sy is gemaak om langsom te stap en nie agterom nie en nie voorom en al sy terwyl die aard van 'n polygamiese en 'n plurale huwelik direk twee vrouens op gelyke vlak plaas en die man as die hoof daarvan. So die waardigheid van 'n vrou is eintlik verbeter deur mooi woorde te gebruik, dat sy haar regtens korrekte rol vervul as die vrou in die huis, op 'n gelyke voet saam met of haarself of met ander vrouens, maar danig aan die man. En dit het natuurlik soveel opslae in die nuus gemaak, want die Bybel wat hulle voorhou, skryf dat die vrou is onderdanig aan die man, soos die man onderdanig is aan die vader. So die waardigheid van my hoek af, is dat 'n vrou het gegee om plek haar regte rol te vervul binne in plurale huwelik, of indien sy dan net haar onderdanigheidskap aanvaar, soos wat die man sy onderdanigheid aan die vader moet aanvaar. Daarom indien dit man het nie doen nie, kry jou agonistiese situasie, waar die man sê, maar ek weier om vader as hoof van my te aanvaar. So, soos wat die vader hoof is van die man, soos die man die hoof van die vrou, en die vrou oefen beheer uit oor die kinders. Dis 'n hiërargie wat deur vader daar gestel is, en die nuwe rol van 'n vrou, nie nuwe rol nie, die bevestiging van haar geskiedkundige rol word dan net in ere herstel. En elke ou kan met waardigheid rondloop as jy weet wat is die grense van jou bevoegdheid, die grense van waarin jy moet wandel. As 'n vrou weet wat haar rol is en sy kan ten volle in daardie rol lewe, is haar potensieel baie hoër as 'n vrou wat dink ek is
ek is gelyk met my man en ek kan doen wat hy kan doen. En die natuur lees jy wat is nie moontlik nie. Maar dit klink vir my, maar eintlik bietjie soos 'n swing party wat onder die dekmantel van die Bybel gedoen word. Okay, so 'n swing party sal dan nou resulteer onder wat genoem word binne ons regstelsels is polyamorie. Polyamorie is dan maar die woord beteken veelvuldige liefdes. En 'n swing party wat dan heeltemal binne tot 'n sekere mate daar is vir die mense binne daai gemeenskap waar daar geen Bybelse lering is nie en inteendeel deur die Bybel verbied word. Daar het ons onder andere 'n vorm van Sodom en Gomorra, wat net mees onder mans as maar die aspek van polyamorie met vryliefde onder instemmende volwassenes is ook verbied oor die Bybel. Die van polygamie is polygamie die enigste een wat toegelaat word in die skrif. Elke ander vorm van bigamie, polyandrie en polyamorie is nie toegelaat nie. So wanneer ou nie duidelikheid oor die verskillende terme en jy kan ou baie maklik verval in 'n situasie waar jy dink, o ja nee, maar swingerskap dit is dan reg. Terwyl van vader is wat afgoderry en hoerery op basis in kamp. So enige iemand wat in polyandrie of polyamorie betrokke raak, is gelykgestel aan afgodsdienaars. So daar's geen regverdiging wat daarvoor kan gevind word en geen verbygewoorde van wat in korrekte potvreesende beginselvaste huishouding gebeur, kan tot niet deur woordspel. Jo, okay. Advokaat Gerrit Coetzee, wat so gesê as ekskuus, ek het nou nie vir Abri ingelaat nie, maar want hy moes nou saam gepraat het. Maar ek dink ons het genoeg. Gerrit, dankie dat jy met ons gepraat het. Ek dink ek wil dalk nog net ook dit vra, oor die gelykheid van vroue in so 'n verhouding. Hoe werk dit? Is al twee ewig gelyk? Is die een senior, is die een junior? Hoe gaan dit werk? Ek dink dit is 'n enorme belangrike vraag. En ek hoop jy gaan vir Abri inbring net een of twee want hy is geweldig goed in hierdie aspek. Maar om jou vraag te antwoord vir die moment is die volgende. Een van meer suksesvolle modelle in 'n pluraal is dat die vrouens nie in aparte huise nie, maar bly in een huis. En die meeste mense gooi onmiddellik aan die lig en sê, o, maar wat van die konsternasie binne in 'n kombuis? Nou sal ek terugkom daarna toe. Die doel om weg te beweeg van vrouens in aparte huise is dat elke vrou dan begin voel, maar dis haar huis, en wanneer die man nou eendag nou daar draai kom maak, dan is hy nou net 'n gas wat nou daar in die huis draai kom maak. In 'n huis word die twee vrouens juis op 'n gelyke voet geplaas. En dis belangrik. Nou polyandriese huwelik, plurale huwelik is almal nie. Dit verg finansiële, huishoudelike en sielkundige volwassenheid om dit te kan doen, beide van die man en van die vrou. So die vrou moet haar plek en rol ken in die huis. En dit vat 'n stap van 'n vrou. Moenie dink hierdie dinge kom maklik nie. Dit vat 'n stap van 'n vrou om te sê, goed, ek laat toe binne in die gesag wat my man in die huis inbring om nog 'n vrou skrywer te gee. En dan vir daai vrouens om te sê, maar right, ek is op gelyke voet. So die eerste vrou is die eerste. Maak haar nie die hoof van die vrouens nie. So wat ek was dit om aan te dui dat daar is 'n vrou in hier, sodat die applikant nie nou 'n skok moet kry, maar die hoofvrou is terminologie alleen. Die vrou is op 'n gelyke voet. En dit bring met gou vraag by die vraag om te in die kombuis.
almal maak die groot ding, ja, maar 2 vrouens in 'n kombuis kan nie werk nie. En dit die ou gesegde van too many cooks spoils the broth as well, of dit 'n mans of vrouens is. Ek is baie lief om te kook in die kombuis te wees. Maar as iemand kom en sê, nee, maar ek wil die kos maak, be my guest, ek sit baie maklik met 'n lekker glasie wyn. Dit is enige... Maar, wag 'n bietjie, vergeet die kombuisdeel. Ek dink daar's 'n baie belangriker aspek wat hier bespreek moet word. En dit is 'n huwelik op sigself, in 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou op sigself, is al klaar 'n moeilike ding om te doen. Daar's baie harde werk wat in so 'n verhouding ingaan, in 'n respekvolle verhouding. Om dit te kompliseer en die waardigheid van mense teenoor mekaar te plaas, want soos wat jy nou net gesê het, dit gaan moeite verg van elke persoon om binne soveelheid van 'n verhouding te maak werk. En ek kan my nie dink hoe dit, of ek kan my net indink hoe dit die waardigheid van die ander een kan stroop. En reduseer in so 'n verhouding waar twee, as dit ware in 'n dienende, nie as dit ware nie, in 'n dienende hoedanigheid teenoor die man wat homself as die hoof van die huis beskou moet staan. Maak of die vraag daar is wat gelys word as 'n feit dat die waardigheid van 'n vrou word gestroop. Daai stelling kan net basis vind indien dit in feit gebaseer is. So die aanname dat 'n persoon se waardigheid gestroop word is totaal beoordeel uit die hoek uit van wag 'n bietjie. Dis 'n feit dat mense, ons is jaloerse wesens. Wanneer ons in 'n verhouding teenoor mekaar staan, bring dit sekere emosies na vore. En jy speel op die oomblik 'n hengse spel en maak 'n transaksie van menslike emosies en menslike waardigheid. Dis nie onfeitelik om dit te sê nie. Nee, wat jy noem, die feitelike gedeelte daarvan is jaloerse gedeelte. Die onfeitelike gedeelte is die aanname dat die persoon met sy waardigheid gestroop word. Die konsep van jaloesie is baie belangrik en ek waardeer dat jy dit opbring. Ons skrif sê, ek is 'n jaloerse God. In geen mate eensaidig van Vader nie. Hy is jaloers, mans is jaloers, vrouens is jaloers. Dit bly nog steeds 'n emosie wat gehanteer moet word. Gelukkig of die meeste mense gaan nie daaroor te bekommer nie, hulle sal nie in so 'n situasie kom waar hulle polygamiese huwelike kan aangaan nie. Daar's net nie genoeg vrouens daarvoor nie, daar's genoeg gewillige vrouens daarvoor nie. Maar jaloesie is 'n rol op jy nou binne plurale huwelik is of nie. 'n man wat op die straat stap en na 'n ander vrou kyk, kan heel moontlik 'n klap van sy vrou afkry. So selfs binne 'n monogame huwelik sien lewendig is aan die gang en is 'n emosie solank as wat jy dit beheer. Ons het elkeen 'n verpligting nog steeds om ons emosies te hanteer. En ons lewenswyse volgens in te stel. So jaloesie is nie 'n troefkaart om uit plurale huwelike uit te redeneer nie. Dankie, advokaat Gerrit Coetzee, wat met ons gesels het. Groetnis. Baie dankie. Dit was Gerrit Coetzee wat daardie advertensie ingedien het. Hy wou gehad het ek met 'n vriend van hom, Aubrey, ook gesels. Daar's ongelukkig nou nooit tyd om dit ook nog te doen nie. Ja. Ek was aanvanklik van plan om 'n bietjie van 'n grap te maak oor hierdie storie.
Maar soos wat die gesprek aangegaan het, het ek eintlik besef hoe verskriklik ernstig dit is. En dis op 'n paar vlakke vir my ernstig. En ek lewer 'n kommentaar op 'n onderhoud wat ek gehad het, maar ek voel dis een van daai goed wat 'n mens moet doen. Die verskriklikheid hiervan lê vir my op een so 'n verwronge beskouing van die Bybel as 'n riglyn vir jou lewe. Is die teelaarde vir iets soos hierdie. En ek noem dit iets soos hierdie, want iets van die waardigheid van vroue word deur so 'n beskouing aangetast. En ek praat nie van dit is iemand 'n meerdere verhouding, as iemand 20 vroue wil hê, by all means, as dit jou happy maak, dan is dit hoe jy daarna kyk. Maar die openbare aansoek of aanbod wat daar gemaak word, wat die waardigheid van vroue reduseer. Die emosionele manipulasie van vroue in so 'n verhouding. En dan die monetisering daarvan. Die transaksionaliteit daarvan. Is onaanvaarbaar. Nafsit. Julle moet 'n lekker dag hê. George, alleheil en seën. Ek is hier is lus om laf te wees vandag nie. Groetnis.